Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, my rots en my verlosser. Ruach HaKodesh, Heilige Gees, wees u nou die spreker. Prins en prinses van Jahwe Elohim, ek bring vir u vandag my tema, soos deur die Heilige Gees, die tweede verskyning, Bia HaMashiach, soos in Hebreëus. My skriflesing wat samelopend is met my tema, vind ons in die kosbare woord van God, die Bybel, die roogasem. En in Hebreërs 9 vers 28. Ek hou vir u voor uit die Bybel. Soos Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sonde van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag, tot saligheid. Ek hou vir die Passion Translation wat dit so pragtig stel. For that would mean he must suffer repeatedly ever since the fall of the world. But now he has appeared at the fulfillment of the ages to abolish sin once and for all by the sacrifice of himself. Man en vrou van God, geliefde luisteraar, Hebreërs 9 vers 28 praat van Christus se enkele offer vir sondes en sy toekomstige wederkoms vir verlossing, met sleutelkruisverwysings wat sy versoeningswerk, sy glorieryke wederkoms en sy rol as 'n losprys uitlig. Dit verbind sy eenmalige offer aan die Ou Testamentiese profeseë van die lydende diensknegt en kontrasteer dit met die herhaalde offers wat wys na sy voltooide werk en toekomstige verlossing vir gelowiges. Ek hou vir u voor uit die kosbare woord van God, die Bybel. Jesaja 53 vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons geregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Verder meer lees ons in Matteus 20 vers 28, net soos die seun van die mens nie gekom het om te dien word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. En dan Matteus 25 vers 31 sluit dit af so, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Kom ons kyk na die eerste offer. Christus is geoffer, een keer om die sondes van baie te dra, wat beskryf word as 'n volledige en 'n finale offer vir sonde. Die tweede verskyning, ons tema,
Hy sal 'n tweede keer in die toekoms verskyn. Hierdie tweede verskyning sal nie wees om met sonde af te handel nie, maar om verlossing te bring aan diegene wat getrou op hom wag. Die vers beklemtoon dat Christus se offer 'n eenmalige gebeurtenis was, wat uiteindelik met sonde afgehandel het. En sy toekomstige wederkoms is 'n gebeurtenis waarna gelowiges met afwagting moet uitsien. Ja, uitsien, gehoorsaam, getrou, geduldig, gedwee, wag op hierdie tweede verskyning. Wat 'n wonderlike uitsig. Toekomstig wanneer daardie dag aanbreek. Dit is die grootste droom en verwagting van 'n kind van God, 'n siel van God. Hosea 5 vers 15. Ek sal terugkeer na my plek, totdat hulle hul skuld erken en my aangesig soek, en in hulle nood my ernstig soek. Gedurende die eindtye, die tydperk wat sommige die verdrukking noem, sal Israel se bure teen haar saamdrom. In hul desperaatheid sal hulle na hulle Messias roep. Hy sal hoor en neerdal en hulle red. Dan sal hulle die bose agter wat die opponerende nasies motiveer verslaan. So die redding is 'n letterlike, fisiese besparing van hul vyand. Die wederkoms het nog nie gebeur nie. Daar sal 'n 1000-jarige tydperk na die wederkoms wees, soos beskryf in Jesaja 11. Ander sal nie met hierdie uitgangspunte saamstem nie, en dus ook met wat daaruit volg. Maar ek voer aan dat Jesaja 11 vers 6 tot 9 nog nie gebeur het nie. As hierdie uitgangspunte egter ten gunste van 'n preteristiese siening verwerp word, sal die antwoord op die vraag weer nee wees, net om verskillende redes. Maleagi in Maleagi 4 bied 'n aangrypende beskrywing van die dag van die Here, die tweede koms, waarop ons vandag fokus, en die vernietiging wat daarna gepaard gaan. Dit is duidelik dat baie onvoorbereid sal wees vir daardie dag en met vernietiging besoek sal word. Ek verstaan die gedeelte om te praat van diegene wat voorbereid is en die 1000-jarige toestand wat volg, verwag. Net effens tong in die kies te wees, die groot en vreeslike dag van die Here sal groot wees vir diegene wat in Hebreërs 9 vers 28 ons skrifgedeelte beskryf word. En vreeslik vir diegene wat in Maleagi 4 vers 1 beskryf word. Ek kom nog daarby uit. Die antwoord op hierdie vraag hang af van jou eskatologiese standpunt en wat ook al jou eie is. Dit sal 'n beduidende verskil aan jou interpretasie maak. Ek sal een standpunt vir oorweging uiteensit. Alhoewel ek na huidige kommentare kyk, is dit dalk nie die voorkeurbeskouing nie, aangesien dit 'n standpunt in 'n ander rigting is. Maar nietemin, Hebreërs 9 vers 28 lees ons, so sal Christus, na hy een keer geoffer is om die sondes van baie te dra, 'n tweede keer verskyn. Nie om met sonde te handel nie, maar om diegene te red wat geregtig op hom wag.
Die kern van ons tema. Sondes is gebreek. Op Golgotha, Magpela is oorwin. Dis verby. Die tweede koms, die tweede verskyning is op pad. Die Jode het hulle Messias verwerp en Jesus het vir hulle gesê dat hulle hom nie weer sou sien totdat hulle berou het nie. Daar is twee hoofgroepe wat dink dat daar verlossing vir sommige sal wees na die wederkoms. Naamlik preteriste en sommige tipes futuriste wat in tweede kanse glo. Dit is nie die plek om sulke teologieë te debatteer nie. Dit was nodig dat die kopie van die hemelse dinge deur hierdie retiese gereinig moes word. Maar die hemelse dinge self met beter offers as hierdie. Want van God vir ons. Dit was ook nie om homself herhaaldelik te offer nie. Soos die hoëpriesters elke jaar die heiligdom binne gegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan sou hy herhaaldelik moes ly van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal en vir altyd aan die einde van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te neem. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie te dra, vir die tweede maal verskyn, nie om die sonde te handel nie, maar om die wat hom verwag te kom red. Ons gaan nou 'n bietjie meer kyk na die woord red. Christus het nie ingegaan in heiligdomme wat met hande gemaak is nie. Wat kopie van die ware dinge is nie. Maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van die Here te verskyn, alles aan die einde van die eeue, om die sonde deur sy offer af te handel. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So sal Christus nadat hy eenmaal geoffer is, om die sonde van baie te dra, vir die tweede maal verskyn, nie net om die sonde af te handel nie, maar om die te red wat gretig op hom wag. Die wat gretig, getrou, geduldig en gehoorsaam was. Dit impliseer die gedeelte dat slegs diegene wat gretig op die wederkoms van Christus wag, gered sal word. Indien wel, beteken dit dat dit na Christus se wederkoms nie moontlik sal wees om te wag vir iets wat reeds gebeur het nie. En dat daar dus geen kanse meer op redding sal wees nie. Wat is die verlossing dan? Kom die vraag op. Baie kan gesê word oor met verlossing, wat dit bedoel word. Vir meer uitgebreide behandeling van skriftuurlike gebruike van gered en verlossing. Om kort te wees, gered kan gebruik word om te beteken gered van die dood, gered van gevaar, gered van die sonde, gered van hierdie gevalle wêreld waarin ons leef. Halleluja! Wat 'n wonderlike belofte! En meer, ek stel voor dat die volste en mees volledige sin van die woord verlossing en die betekenis wat deur Hebreërs 9 vers 28 veronderstel word, die effek van volle deelname aan God se plan van verlossing beskryf. God se unieke plan
van verlossing beskryf. Hierdie verlossing sal aangebied word aan diegene wat ongebore of uiters jonk is, ten tye van die wederkoms. Geen dimensie van verlossing sal hulle ontsê word as gevolg van die kronologie van hulle geboorte nie. Sal verlossing ophou om aangebied te word na die wederkoms? Nee. Dui dit daarop dat ons nie oor bekering bekommerd moet wees tot die wederkoms nie? Absoluut nie. Die wederkoms sal 'n verskriklike dag wees vir diegene wat aanspreeklik en onvoorbereid is. Ons dink aan die 10 maagde. Maleagi 4 vers 1. Die 10 maagde, die gelykenis illustreer die behoefte aan geestelike gereedheid en waaksaamheid vir die wederkoms van Christus. Wees gereed, altyd gereed. Maleagi 4 vers 1, ek het gesê ons gaan daarna kyk, is 'n Bybelvers wat 'n komende oordeelsdag van die Here beskryf word, wat goddelose en arrogante mense soos stoppels sal verbrand en geen wortel of tak sal oorlaat nie. In teenstelling met die belofte van genesing vir diegene wat God se naam vrees. En die daaropvolgende verse, dit spreek van vuur, stoppels en algehele vertering wat goddelike geregtigheid en 'n komende afrekening beklemtoon. Dit is wat vir hulle wag, wat arrogant is en wat nie wag nie en wat nie glo nie. Dit spreek Maleagi duidelik uit. Eina dit en daar wil ek nie wees nie. Ek sluit haas af, my geliefde luisteraar, prins en prinses van Jahwe Elohim. Aan die einde van Openbaringe sê die Here, ja, ek kom gou. En dan antwoord die apostel wat getuie van al die visioene was, amen, kom, Here Jesus. En ons sê ook, kom Here Jesus, kom gou, u volgelinge, u kinders, u diensknegte wag getrou. Dit is die gebed van die kerk deur die eeue. Ons meester het immers beloof dat hy ons nie as weeskinders agterlaat nie, maar weer na ons toe sal terugkom. Die wêreld waarin ons nou woon is slegs 'n skaduwêreld. Gelowiges wag dat God se nuwe wêreld aanbreek, want dan sal ons Christus van aangesig tot aangesig kan sien. Oh, halleluja! Kadosh, kadosh, kadosh. Heilig, heilig is hy wat met die tweede verskyning kom om ons te verlos van dit wat tydelik, verganklik was en verbygegaan het. Mag Hebreërs 28 vir ons 'n waarheid word en Maleagi 4, nee, bly getrou, bly gehoorsaam, bly volhard, bly in gebed. Verdiep jou in die woord, sodat ons hom sal sien, van aangesig tot aangesig. My broeder en my suster, geliefde man en vrou van God, dit was die boodskap, Ruach HaKodesh, die tweede verskyning. Wees gereed, altyd gereed, altyd in afwagting.
Amen en amen. Ek sluit af met 'n gebed. Ons wag vandag gretig, Here Jesus, vir die wederkoms. Vir die tweede keer. Kom Here Jesus, kom gou, bid ons. Ons verlang dat sonde, hartseer en lyding nie meer sal daar wees nie. Dat U vrede en geregtigheid en regverdigheid oor hierdie hele aarde sal heers. Dat al die nasies tot redding gebring sal word. En ons loof en prys in 'n geestelike hoedanigheid. God te kus. Shema Gadol Elohai. How great is Kadosh, our Lord. Amen and amen. I hear the sky, it starts to sing. A trembling sound the angels bring. The earth it shakes. The clouds away. Light spills down like rivers wide. Heaven opens, no place to hide. Jesus is coming. The heavens will shout. Trumpets are ringing. His name pouring out. Glory descending. His kingdom reign. Jesus is coming forever crown of stars, a fire of gold. The story's told, now we behold his voice like thunder, his arms unfold. The gates are wide, the night undone. The King of Kings, the risen Son. Jesus is coming. The heavens will shout.